All good stories change us if we hear them attentively. The most serious change us radically. Hallo collega's. Rowan Williams, die voormalige aartsbiskop van Kantelberg, het op 'n keer so beklemtoon dat verhale die krag het om ons wesenlik te verander. Dit is soms die verhale wat ons in boeke lees, of dit is die verhale wat mense aan ons vertel. Ons weet dat Jesus dikwels 'n moeilike vraag beantwoord het met die reaksie: kom ek vertel eerder vir jou 'n storie. Die verhale wat ons lees en hoor, handel oor fiktiewe karakters, maar soms handel dit ook oor mense wat ons ken. Soms handel dit oor onsself. Een van my gunsteling tydverdrywe is om in boekwinkels te staan en te kyk na al die autobiografieë. Dit is interessant om iemand so te leer ken en te ervaar hoe jy met dele van hulle verhaal identifiseer of juis nie. Deur hulle lewensverhale te lees, het die teologie van byvoorbeeld Jürgen Moltmann, A Broad Place, Denise Ackerman, After the Locusts, Letters from a Landscape of Faith, en Dorothy Zille, Mystic and Rebel, vir my soos 'n tweede vel geword. Deur hulle lewensverhale het ek sekere van my gunsteling kinderboekskrywers nog meer lief gekry, soos Roald Dahl, oor wie ek gelees het in sy 2 kort autobiografieë, Boy and Going Solo. In die voorwoord van Boy skryf hy: An autobiography is a book a person writes about their own life, and it is usually full of sorts of boring details. This is not an autobiography. I would never write a history of myself. On the other hand, throughout my young days at school and just afterwards, a number of things happened to me that I have never forgotten. None of these things are important, but each of them made a tremendous impression upon me. And even after a lapse of 50 and sometimes 60 years, I've never been able to get them out of my mind. I didn't have to search for any of them. All I had to do was skim them off the top of my consciousness and write them down. Some are funny, some are painful, some are unpleasant. I suppose that is why I have remembered them so vividly. All of them are true. Deur middel van 'n gewaardeerde kollega word ek ook aan Karel Schoeman se werk bekendgestel, en veral oor sy keuses oor selfdood. Daarom koop ek eendag 'n boek van hom by 'n boekuitverkoping. Die titel van die boek is Die laaste Afrikaanse boek, Autobiografiese kantaantekeninge. In die begin van die boek skryf hy: Skrif is vir my die aangewese medium om ervaring te verwerk. Binne die konteks van hierdie jaar se VTT, wat handel oor roeping en 'n lewensreis, praat ek vandag met julle oor roeping en leierskap. Ek doen dit vanuit 'n baie bepaalde invalshoek, wat sterk aansluit by beide Dahl en Schoeman se woorde oor hulle eie lewensverhale. Gedurende 2023 het ek 'n MPhil graad in verantwoordelike leierskap by die Albert Luthuli Leierskap Instituut by die Universiteit van Pretoria voltooi. Benewens vakke soos strategiese bestuur en besigheid in die samelewing, volg die groter deel van die kursus 'n unieke benadering tot die bestudering van leierskap. Die kursusleier leer studente die teorie en die metode van auto-etnografie. En dit moes ons reg deur die jaar aanwend om ons hoofnavorsingsvraag te kon beantwoord. Wat was? Wat het ek oor myself geleer of het ek van myself opgelet terwyl ek besig was om te probeer om die wêreld 'n beter plek te maak? Ons studentegroep het van die begin af ons koppe verward geskit. Hoe hou hierdie tipe narratiewe refleksie verband met leierskap? Algaande het ons geleer dit berus op 3 vertrekpunte. Eerstens, die definisie van auto-etnografie. Dit is 'n benadering tot navorsing en skryfwerk wat poog om persoonlike ervaring, die auto, te beskryf en sistematies te ontleed om kulturele en sosiale ervaring of fenomene, die etno, te verstaan. Dit is 'n vorm van kwalitatiewe en geesteswetenskaplike navorsing. Tweedens is dat verantwoordelike leierskap ten doel het
om bepaalde sosiale of omgewingsongeregthede aan te spreek. Dus, verantwoordelike leiers probeer op een of ander wyse 'n wesenlike verskil maak of transformasie bewerkstellig. Dit impliseer dat verantwoordelike leiers betrokke is by die samelewing en by hulle omgewing en nie een kant staan nie, en dat hulle geaffekteer word deur die dinamiek van die omgewing en die samelewing. En die derde vertrekpunt, om hierdie tipe verantwoordelikheid te kan verstaan en toepas, moet verantwoordelike leiers kritiese selfrefleksie kan toepas. Ons ken die Griekse uitdrukking gnotis sê auton, ken jouself. Hulle behoort hierdie kritiese selfrefleksie te kan toepas, sodat hulle hulself en die plek en die rol wat hulle binne in 'n samelewing het en behoort uit te oefen, te kan verstaan. Dit het daarmee te doen dat die leiers self diep introspeksie doen oor die manier waarop hulle die verband tussen kennis en mag of power verstaan en die wyse waarop hulle hierdie verstaan aan ander oordra. Dit gaan daaroor of jy in staat is om in die spreekwoordelike spieël te kyk en of jy kan saamleef met wat jy sien. Is jy bewus van jou eie vooronderstellings? Ken jy jou eie sterk en swakpunte? Wat is die herhalende patrone in jou lewe? Hoe raak dit diegene rondom jou? Wat dink jy is jou rol in die samelewing? In hierdie opsig is elke mens se lewe 'n tipe teks. Dit het ek ook by Ricoeur geleer. In ons lewe as 'n teks is daar 'n konstante proses aan die gang. Dit is iets wat Ricoeur prefigurasie, konfigurasie en refigurasie noem. Prefigurasie is dit waarmee ons idees en kennis, waarmee ons met daai idees en kennis na 'n situasie toe kom. Konfigurasie verwys waarop daardie idees en kennis van ons op een of ander manier uitgedaag word, of in die proses waar ons deur nuwe idees gekonfronteer word. 'n Refigurasie vind plaas wanneer ons bestaande kennis en uitgangspunte op hierdie manier uitgedaag word en ons tot 'n nuwe kennis en 'n nuwe verstaan kom. Ten spyte daarvan dat leierskapsteorie en bestudering van leierskap oor 'n hele paar dekades verander het, steek ons meeste van die tyd vas by 'n kombinasie van 'n paar van daardie teorieë, naamlik eerstens wat bekend staan the Great Man Theory, of die charismatiese leierskapsteorie, of die sogenaamde Leadership Traits Theory. Hierdie teorieë het in die 1930s ontstaan. Die oorkoepelende veronderstelling van hierdie teorieë is dat 'n leier iemand is wat so gebore word, en dat mens eintlik sulke leiers ontmoet of kan eien 1 of 2 keer in 'n hele generasie of in 'n hele leeftyd. Of 'n leier is iemand wat 'n charismatiese persoonlikheid het en wat mense na hom toe aantrek soos 'n magneet. Ek gebruik doelbewus hom hier, want hierdie teorie het destyds nie voorsiening gemaak dat vroue ook hierdie tipe persoonlikheid en leierskappotensiaal en magnetisme het nie. Of 'n leier is iemand wat 'n stel eienskappe het, en as jy nie daardie eienskappe besit nie, is jy nie 'n goeie leier nie. As jy dit besit, is jy 'n goeie leier. Die leierskapteorie het tussen 1950s en die 1970s begin verander en begin fokus op unieke kontekste waarin leiers hulle self bevind. En die veronderstelling was dat nie net eienskappe nie, maar ook 'n konteks 'n rol speel in jou spesifieke benadering tot leierskap. Dit het beteken dat die situasie sal dikteer watter leierskapstyl van toepassing is. Sedert die 1980s het die kontekstuele fokus geleidelik ook begin plek maak vir transformasie of transformerende leierskapteorieë. Dit het onder andere ingesluit 'n diensleierskapbenadering, 'n transaksionele leierskapsbenadering, laasgenoemde verwys na leier en volgelinge, en waar die leier en die volgelinge gelyke waarde put en uit die spesifieke verhouding en die relasie en die situasie waarin hulle self bevind. Die transformerende leierskapsteorie het onder andere ook ingesluit 'n spesifieke transformasie leierskapteorie. En
In hierdie opsig was die fokus dat leiers en volgelinge hulle self toespits op 'n gesamentlike doel en daaruit betekenis put. Sedert die 1990s tot en met vandag het die leierskapteorie eintlik ontwikkel tot iets gans anders, wat ten minste op 4 aspekte fokus. Eerstens, is nie meer 'n streng hiërargiese of binêre onderskeid tussen leiers en volgelinge nie. Verhoudings tussen mense is kompleks en dit is wederzijds en dit beïnvloed die interaksie tussen mense. Tweedens, leierskap het vandag te doen met etiek, waardes, deursigtigheid, aanspreeklikheid. En daarom kry jy leierskapsteorieë wat 'n fokus op etiese leierskap en deugde leierskap. Hierdie leierskapsteorieë fokus nie op mag of power nie. Derdens, vandag is die fokus daarop dat leiers sosiale en omgewingsonreg aanspreek en dat hulle daadwerklik gemoeid is daarmee om hierdie transformasie te bewerkstellig. Dit is die eintlike definisie van verantwoordelike leierskap. Leierskap, vierdens, is iets wat ontwikkel kan word en wat geleer of geteach kan word. En dit is nie net vir 'n paar individue wat een keer elke generasie gebore word nie. En nou dat ek bietjie met julle gepraat het oor vertrekpunte van my studie en spesifiek hoe ons leierskap verstaan vandag, wil ek ten slotte dit alles terugbring na jou introspeksie, jou leierskap en jou roeping. Want die vraag is, wat beteken dit alles wat ek nou gesê het vir ons VTT tema hierdie jaar van roeping en 'n lewensreis? Kom ek gaan weer terug na my eie opleiding laas jaar. Aan die begin van die kursus moes elkeen van ons 'n kort autobiografie skryf, aan die hand van wat in Engels genoem word 'n causal situational analysis, wat ons in Afrikaans sou kon vertaal met 'n oorsaaklike situasieanalise. En in hierdie opdrag moes elkeen van ons 4 dinge doen. Eerstens, ons moes introspeksie doen oor die herhalende temas van ons lewe. Tweedens, ons moes die sistemiese oorsake daarvan bedink en uiteindelik beskryf. Derdens, ons moes nadink oor die wêreldbeeld wat ons het, wat aanleiding gegee het tot hierdie patrone en hierdie sistemiese oorsake van die patrone. En vierdens, ons moes 'n metafoor vir ons lewe kies. My metafoor was die van 'n dapper muis. Terwyl ek my autobiografie geskryf het, kom ek agter en onthou ek wat dikwels gebeur wanneer mens 'n verhaal op hierdie manier begin skryf. So onthou ek dat ek in graad 2 die hoofrol in die konsert gehad het. En ek moes die woorde van die Dapper Muis lied uit my kop uit leer op 8-jarige ouderdom en dit voor 'n saal vol mense sing. 3 aande in 'n ry. Oor myself het ek geleer in retrospeksie. Ek het 'n stem en ek kan voorstaan. Ek is daaraan herinner laas jaar toe ek hierdie kort autobiografie moes skryf. Ek het egter op daai oomblik die lied van die woorde van die lied ook onthou. En ek lees dit graag vir julle. Ek's 'n dapper muis. Kyk hoe stap ek deur die huis. En daar is niks waarvoor ek skrik nie. Vir niemand is ek bang. Daar is niks wat my kan vang. Ja, daar's niks waarvoor ek skrik nie. Maar sê net daar's 'n kat of 'n valletjie of 'n uil of 'n lawaai. Deur middel van my auto-etnografiese ondersoek wat gefokus was daarop om myself te verstaan en myself waar te neem, te observeer. In die mate waarin ek die wêreld 'n beter plek probeer maak en die wyse waarop ek binne die sfeer van my kerk en my werk leef en optree en besluite maak, het ek geleer dat ek as 'n dapper muis wel dapper is, maar dat ek soms geneig is om terug te hardloop na die muis se huis toe. Aan die einde van die jaar het die auto-etnografiese proses en die loutering van die hele studieproses deur middel van 'n tematiese analise 'n baie interessante insig opgelewer. Naamlik, ek het nie meer die veiligheid van die muis se huis nodig nie. Ek dink dit is wat Ricoeur sou beskryf het as refigurasie. Roeping is vir ons elkeen iets intens persoonlik en elkeen van ons het 'n verhaal wat daarmee gepaard gaan. Die vraag is,
Hoe daardie verhaal die vooronderstellings oor jouself en jou rol in die samelewing inkorporeer en of jy bewus is van die verskillende aspekte van jou autobiografie en die wyse waarop dit jou besluite oor dit wat saak maak. Hoe beïnvloed jou eie vooronderstellings oor jou eie verstaan van jou rol en jou verantwoordelikheid in die samelewing? As leiers het predikante 'n groter rol om in die samelewing te speel en om dit uiteindelik 'n beter plek te maak. Die punt, en dit was eintlik die les van ons kursus. Een mens maak nie dikwels die wêreld oornag 'n beter plek nie. Maar ons het 'n verantwoordelikheid om mee te werk daaraan. En ons moet bewus wees van die manier waarop ons onsself kennis, wat soms oppervlakkig is, en ons kennis oor ander, en ons bewussyn oor ons verantwoordelikheid, hoe al daardie dinge ons roeping kan beïnvloed. Daarom wil ek afsluit met 'n uitnodiging of 'n versoek. Gaan sit bietjie in stilte vir 'n dag en dink na oor jou eie autobiografie. Dink na oor watter metafoor jy sal kies vir jou lewe. Doen 'n oorsaaklikheid situasieanalise. Skryf dit alles neer binne die volgende paar weke. As jy dan periodiek daarin kan terugkeer en daarop reflekteer, sou jy miskien ook herhalende patrone in jou lewe kon raak sien en in jou eie optrede kan eien. En miskien, na 'n tydperk, kan jy terugkeer tot jou metafoor en besluit of dit vir jou lewe en jou roeping en jou leierskap van toepassing is. Op hierdie manier leer ons dalk iets oor onsself, wat vir ons sal van waarde wees, en wat vir ons, die mense rondom ons ook, van waarde sal wees. Ons leer miskien uit hierdie proses uit, iets wat ons help om 'n verskil te maak, of iets te leer oor die tipe verskil wat ons sal wil maak. En in daai opsig leer ons miskien iets wat van waarde sal wees vir ons om ons roeping uit te leef. Dankie.